ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here, baie dankie vir hierdie groot voorreg om U te kan dien in 'n nuwe jaar, Here. Ons eer U want U het ons gedra tot hier toe. En Here, in hierdie tyd wat nou verby is, het ons gehoor dat U is almagtig, U is groot, U is goed. En Here, die woord sê die goedheid van die Here en die liefde het aan ons verskyn. Ons het daaraan deel gekry, Here. En al hierdie tekens, Here, van U geboorte af, toe U gesterf het aan die kruis, die wonderwerke wat plaasgevind het, dat U opgestaan het en opgevaar het. Here, wag ons nog vir daardie een teken wat U sê, ek gaan kom om my bruid te kom haal. En Here, U sê, U kom soos 'n dief in die nag. Dit gaan nie beplan wees, dit gaan nie verwag word nie, maar Here, U kom terug. En help ons dat ons so sal lewe. Here, dat ons in verhouding met U sal lewe, sodat ons reg sal wees wanneer U kom om ons te kom haal. En Here Jesus, vanmôre bid ek, dat elkeen van ons wat hier is, Here, dat ons vanuit 'n dankbare hart uit, Here, wat elkeen van ons vanmôre het, dankbare hart, Here, dat ons lewe. Ons lewe vanmôre. Ek kon opstaan, ek kon beweeg, ek sien die son, ek ervaar die wind wat daar buite roer. Here, ons leef, en dit kom uit U genade uit wat dag na dag in ons lewens geopenbaar word. En Here, ons eer U net vanmôre, dat ons so saam kan wees. Here, ons is in U naam by mekaar, en die woord sê, waar 2 of 3 in my naam by mekaar is, daar is ek. Ons hoef dit nie te wonder nie, ons hoef nie te bespiegel nie. U is vanmôre hier, Heilige Gees, U is hier om ons te versterk en ons aan te raak. Baie dankie vir die grootheid en die goedheid, en Here, word nou verheerlik, terwyl ons aanbid, en terwyl ons U naam net oplig. Die naam van Jesus Christus, ons sê Here, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Neem die sitplekke vir 'n kort oombliekie. Baie welkom aan almal vanmôre. O genade. Wat het nou gebeur? Welkom vanmôre in die huis van die Here. Voorspoedige nuwe jaar. Mag jy 'n besonderse jaar beleef. En dis nog skoolvakansie. Ek weet nie wat die belydenis en die getuienis van die ouers is nie, maar ek is bly om te sien U is nog staande. U is hier vanmôre. En 'n groot voorreg om so saam te kan wees. Mag die Here U seën vanmôre. Mag jy die Here dien in gees en in waarheid. Wie besoek of kuier saam met ons vir die eerste keer vandag? Steek vir julle, daar sê, hierso is hande asseblief. Julle net vir ons, daar is ook hande, daai kant. Ons wil net vir julle sê, baie welkom. Vul vir ons jou naam, jou van jou nommer in. Ons gaan vir U bel en net vir U sê dankie dat U by ons besoek het. So, die ander saak wat ons ook dan net onder die aandag wil bring, as jy 'n besoeker is vanmôre, teken dit net vir ons aan op die agterkant en dan sal ons dit verwerk. Dan ook wil ons verjaarsdae, ons verjaarsdae wat nou tot en met ons volgende naweek is die 5de, is Gerard Grobbelaar, Jolandi Cousins, ek het vir Jolandi gesien. Jolandi, waar is jy? Baie geluk. Voor sy by die deur uitgaan, moet sy sê, jog, ek is nou moeg van al die drukkies en die gelukwensings. So sê vir haar geluk voor sy by die deur uit is. Dan Elaine Lambert, is Elaine vanmôre hier. Daar's Elaine in die agterkant. Sy moet ook sukkel om by die deur uit te kom vandag, hoor. OK, dan Mickey Grobbelaar.
Prys die Here, geluk. Mikkie, mag jy ook sukkel om by die deur uit te kom. Tannie Petro van Greden, Tannie Petro, waar is jy? Ek het jou gesien. Is dit, as dan die volgende, okay, nee, maar dan sal ons hom so doen. Maar baie geluk ook, en mag julle 'n wonderlike week hê, en mag die Here julle ryklik seën, en mag julle net besef dat die Here goed en groot is. Ons gaan opstaan, ek sê vanmôre, terwyl ons mense nog met vakansie is, sê ons baie dankie aan die orkes wat hier agter ons sit. Prys die Here, amen. Kom ons staan op en groet gou mekaar, sê vir mekaar baie welkom. 'n Geseënde en 'n voorspoedige nuwe jaar uit die hand van die Here uit vir u. Amen. Gaan nie die Here saam met my dien vanmôre? Amen. Ons vra dat u sommer gereed maak vir ons offerandes en ons bydraes. En ons gaan die Here net heerlik saam aanbid vanmôre. So kom ons maak gereed vir ons offerandes en ons bydraes. En kom ons sing lekker saam vanmôre. He is the King of Kings, He is the Lord of Lords. He is the King of Kings, He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King, He is the King of Kings, He is the Lord of Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King, He is the King of Kings, He is the Lord of Lords. His name is Jesus, Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Oh, He is the King, He is the King, He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus. Oh, He is the King. I live, oh I live in my heart. My Jesus leef vandag. I live in my heart. Oh, I live in my heart. My Jesus leef vandag. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus leef, I live in my heart. Hallelujah, sing hallelujah. I live here in my heart. Oh yeah, I live in my heart. My Jesus live vandag. I live in my heart. Oh yeah, I live in my heart. My Jesus live vandag. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus live, I live in my heart. Hallelujah, sing hallelujah. My Jesus live vandag. Oh, I live
mighty God we serve. What a mighty God we serve. All the angels bow before him, worship and adore him. What a mighty God we serve. Oh, and what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before him, worship and adore him. What a mighty God we serve. Oh, and what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before him, worship and adore him. What a mighty God we serve. He's worthy to be praised, he lifted me. Oh, he's worthy to be praised, he set me free. He is worthy to be praised, he opened heaven unto me. He is worthy to be praised. Oh, and praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him, praise him when the sun goes down. He's worthy to be praised, he lifted me. He is worthy to be praised, he set me free. He is worthy to be praised, he opened heaven unto me. He is worthy to be praised. Let us praise him, praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him, praise him when the sun goes down. He is worthy to be praised, he lifted me. He is worthy to be praised, he set me free. He is worthy to be praised, he opened heaven unto me. He is worthy to be praised. Oh, praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him, praise him when the sun goes down. Hallelujah. How great is our God. How great is his name. He's the only one who's ever the same. He rolled back the waters of the mighty Red Sea and said, I'll lead you if you trust in me. How great is our God? How great is his name? He's the only one who's ever the same. He rolled back the waters of the mighty Red Sea, and he said, I'll lead you if you trust in me. How great is our God.
sin. He rolled back the waters of the mighty Red Sea. And he said, I'll lead you if you trust in me. En triomferend oor die dood is hy die Heer. Elke knie sal buig en elke tong bely Jesus Christus is die Heer. En hy is hier, o hy is hier. Ja, hy is hier. Triomferend oor die dood is hy die Heer. En elke knie sal buig, elke tong bely, Jesus Christus is die Heer. Hy is hier, hy is hier. Hy is hier. Triomferend oor die dood is hy Heer. En elke knie sal buig, elke tong sal bely, Jesus Christus is die Heer. Kom ons begin bely daar waar jy staan vanmôre. Sê Here, ek kom bid U vanmôre. Ek is lief vir U, Here Jesus. Ek gee my lewe, ek lê dit neer voor U. En ek dien U met alles binne in my. Daar waar jy staan, begin hom aanbid. Begin dit bely. Sing dit uit. O, dankie Here Jesus dat ons dit net vanmôre kan doen. Here, lof bring ons U, o Heer. Here, lof bring ons U. Met ons lofprys sing Jesus, vereer ons U. Here, en lof bring
eer en lof, Here en lof bring ons U, o Heer. Ja, Here en lof bring ons met ons lofprys in Jesus, vereer ons U. En Here en lof bring ons U. Waar jy staan om by die Here. Ons bring U eer en lof vanmôre, Here. Die eer en die lof behoort aan U alleen, aan niemand anders nie. En uit ons harte uit vanmôre, Here, besing ons U lof, want U is groot, U is goed, U is almagtig, U is verhewe bo alles. Daarom, Here, eer ons U net in hierdie môre vir die voorreg wat ons het om U te kan aanbid en te kan eer, Here Jesus. Terwyl ons vanmôre die voorreg het, Here, om by hierdie tafel te kan stil staan, U woord te kan hoor. Here, want hierdie is 'n viering, dis nie net 'n tafel, dis nie net 'n deel wat ons in die kerk doen om iets agter die blad te kry nie. Here, dis die verklaring dat ons vrygekoop is deur U bloed wat op die kruis van Golgotha gestort was. En dat ons vanmôre vry is, Here, om U te kan aanbid in gees en in waarheid, nie uit ons werke, nie uit wat ons gedoen het nie, maar deur wat U aan die kruis gedoen het. Daarom kan niemand geen beskuldiging voor U bring van ons nie. Want die Vader kyk deur ons, deur U bloed, Here Jesus. Hy sien ons skoon gewas. Vader, U sien ons gereinig en herstel. En daarom kan ons lewe in hierdie dag tot U eer. Ons prys U heilige naam en ons dankie dat ons deel kan hê, ook vanmôre aan hierdie tafel. Ons bid dit in Jesus naam. In Jesus naam. Dankie, Here. Amen en amen. Kan jy sitplekke neem, baie dankie. Weereens 'n geseënde voorspoedige nuwe jaar vir almal. Ja, die ou mense is maar skaars, nee. Het jy 'n moeilike nuwe jaar begin? Nee, ag, ek was in die vrede en die rus van die Here. En dis die eerste jaar wat ek en Lenuska en die Johan ons bid. En ons sê, Here, laat ons deur U vrede ingaan. Laat daar rustigheid wees. Nee, ek weet nie van nie, maar ons bly in 'n omgewing waar daar redelik klappers is, onder in die vallei is dit geweldige goed. En die Here bewerk dit, so ons het op die bed gaan lê nadat ons gebid het en ietsie saam gelees het en ons het aan die slaap geraak en ek het die oggend wakker geskrik toe die son my wakker maak. Ek het nie eens die klappers gehoor nie. As hy gebel het, jammer, ek het dit gemis. Ek was in die rus van die Here. Dis vir my 'n groot voorreg vanoggend om vir Jean en Lee en klein Ian hier na vorentoe te nooi. Hulle is vanmôre hier omdat hulle klein ding aan die Here wil toevertrou en prys die Here. Hulle maak gereed en ja, ons gee hulle, daar kom hulle. Ja, prys die Here, nee my tannie. Prys die Here vir dit. En ons gaan vra, die oupas en oumas kan ook hier voorkom staan by hulle.
Dis altyd 'n ding. Ek moet voor in die kerk gaan staan. Dis nie so erg nie. Ons is almal deel aan die liggaam van Christus. En is so 'n wonderlike voorreg om die grootouers hier te kan hê. En hulle kyk vir u en ek wil net uit Markus 10 vers 13 tot 14 lees. Vers 13 sê, en hulle het kindertjies na hom gebring. Weet jy wat is die wonderlikste voorreg? Dit was die ouers se keuse. Want hulle het gesien daar's iets besonders wat uit Christus uitkom. En wat sê die woord? Lewe en vrede. En ons almal wil lewe in oorvloed hê. Die vrede, die krag wat God gee. So die ouers het gesê, ons gaan na Jesus toe kom. Ons gaan ons kinders na hom toe neem. Dat hy hulle kon aanraak. Vir hulle was dit net 'n ding van, soos die man aan die kruis, Here, dink aan my. Dink net aan my. Dis al wat u hoef te doen, want ek weet, u beweeg bonatuurlik, daar's iets anderste nie. En wat was hulle idee? As die Here net aan my kind kan raak, dan sal daar 'n geweldige verandering wees, 'n seën op my kind rus. Maar jy weet, hier is die disippels, en die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Nie eens gesê, wag 'n bietjie nie. Hulle het opgetree. Maar toe Jesus dit sien, het hy dit hulle baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. Want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Die Here Jesus maak 'n geweldige stelling daar. Hy sê dat hulle behoort aan die koninkryk. En daarom sê hy ook, dat as ons nie soos 'n kind kom, wat gaan gebeur? Sal ons nie deel hê aan sy koninkryk nie. En vanmôre is dit hulle voorreg en ek wil vir hulle dankie sê, weet jy, dis vir my so wonderlik as ouers na my toe kom en mense wat gedoop wil word na my toe kom. En sê, pastoor, weet jy wat? Ons wil ons kind na die Here toe bring. Want dan sien ek in die woord die oortuiging van dit wat hulle ontdek het alreeds in Jesus Christus. Dat hulle dit op hulle kind ook wil hê. En hulle dien die Here. En ouma en oupa, hulle dien die Here. En dit is so groot voorreg om vanmôre vir klein Ian aan die Here kan toe vertrou. Dis op man, hierdie is 'n pragtige ou seentjie. Moenie die pastoor verkeerd verstaan nie. Toe kom die eerste keer sien, toe sê ek vir hulle, ek gaan hom sommer opeet, maar ek weet dis moreel verkeerd. Mag dit nie doen nie, ek is 'n kind van God. Maar ag, die ou handjies en die voetjies en die, kyk hier die tekkietjies vanmôre. Ai man. Dankie dat julle julle kind aan die Here toevertrou. Vanmôre, Jean en Lee, weet ek, julle sal die Here dien. Moenie net vandag dit doen nie. Doen dit totdat hy groot is. En ek kan jou waarborg, die grondslag sal reg wees. En hy sal die pad loop wat die Here wil hê hy moet loop. En hy sal doen, en hy sal hoor wat die Here wil hê hy moet hoor. En bo alles sal hy God verheerlik. Want wat sê die woord? Hy sê of jy in die kar ry, of jy by die huis is, hy sê, lê hierdie goed in hulle hart vas. Al is dit om te sê, kyk hoe pragtig is die natuur buite, het die Here nie dit mooi gemaak nie. As jy iewers te kuier, of deur die berge ry, of by die see, of waar jy ook al is, my kind, kyk hoe mooi die Here God hierdie wêreld gemaak.
En net so mooi is sy plan met jou lewe. Met pappa en mamma se lewe, met oupa en ouma se lewe. Lees die woord vir hom. Bid saam met hom, bid oor hom. En moet nooit dink dat dit wat ons bid oor ons kinders ooit te vergeefs is nie. Want die woord van die Here sal nie ledig terugkeer nie. Net so ook nie ons gebede nie. So kom ons hou aan bid vir hulle. En ek gaan vir die gemeente vra om te staan, my vrou, dat jy my asseblief sal help. Verskillende dele in die, as ons gaan kyk in die synoptiese evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dit verskillend uitgedruk, maar dit maak dit nie minder waar nie. Die groot boodskap was dat hulle kinders na die Here toe gebring. Sommige sê hy het sy hande op hulle gelê, ander sê hy het hulle in sy hande geneem. En kyk hoe wonderlik rustig is hy, want hy is in die pa van sy arms. Pa se arms. Prys die Here. Die beste jare van ou se lewe is as jou ouers vir jou sorg, né? Ja. Ja. Mag dit vanmôre vir ons 'n voorbeeld wees terwyl ons besef ons is in die arms van die Vader. Mag dit vir ons 'n boodskap wees, veilig in die arms van die Vader. En ek gaan vanmôre my vrou, dat jy net hierdie hou, bring vir my van daai olie mee daar so op die kant. En ek gaan nie vra dat jy hande uitsteek na hulle toe. Want hierdie liggaam het ook deel, die manier wat ons lewe, die voorbeeld wat ons stel, gaan ook vir hom wees. Staan nie aan, hy is 'n bietjie droog, kyk of die groter botteltjie. Ek wil hom salf vanmôre, terwyl hy in sy pa se arms is. Ja, net so. Vader, en so salf ek vir u aan vanmôre in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En Here, profeteer ek oor hierdie seentjie vanmôre, mag hy u vroeg in sy lewe vind. Mag hy aanneem as verlosser en saligmaker. En Here, mag hy die pad stap, Here, wat u vir hom uitgelê het. 'n Goddelike pad. En mag hy die doel, Here, vir sy lewe, mag hy dit uitleef en u verheerlik. Want in my gees ervaar ek het groot planne vir hom. Daarom lê ek my hand op hom, Here, en geseënd is hy dan nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag hy vol wees, Heilige Gees, terwyl hy opgroei, en mag hy net ervaar hoe dat dit sy hele liggaam deurspoel, sy gees, sy gedagtes, sy hart, Here, terwyl pa en ma die Here dien. En ek bid vir Jean en ek bid vir Lee, Here, terwyl ek my hande op hulle ook lê. En Here, hierdie grootouers wat u bystaan, Vader, dat hulle vir hom absolute voorbeeld sal wees. Dat hulle sal dien in gees en in waarheid. En dat hy sal kan sê, ek het in die voetspore van my ouers geloop. En ek het die Here gevind. En so bid ek, Here, dat ons almal as voorbeelde vir hom sal dien, vir klein Ian. En Here, geseënd is hy dan nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En aan hom behoort die koninkryk van God. Ek bid vir die beskerming oor hom. Ek bid, Heilige Gees, dat van jongs af hy net sal ervaar hoe dat hy hom lei, en hy sal weet,
Ek is uitgesoek, ek is besonders in die oë van die Here. Vader, ek bid dat U vir sy ouers sal voorsien, mooi deure sal oopmaak. Bid ek, Here, dat hulle huis 'n plek van vrede en rus sal wees. 'n Plek waar die Here gedien word. En nou, Here, is hulle dan geseënd as 'n gesin in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Terwyl jy so staan, kom ons sing dit saggies. Laat Heer U seën op Golgotha, U gesuit Sion, hol bestraal, U wat beveel en dit geskied. Wil Heer U seën op hom gebied. Amen. Mag hierdie prentjie in U vasgebrand wees, veilig in die arms van my Pa. Amen. Geluk julle. Hier is 'n sertifikaat. 'n Bybeltjie. Gaan teken julle twee net vir my daar. Dit klink geteken. En daar's van my Bybeltjie. Okay. Colleen, geluk julle. Geluk julle. Jean, geluk ook. Oh, Opa, geluk julle. Ouma, mag geluk hoor. Seën Here, dankie julle. Prys die Here. Ek gaan vra dat hulle die skrifgedeelte vir ons sal opsit. En my tema vir vanoggend, terwyl ons begin by 'n nuwe jaar, is juis een van, en jy gaan nou snaaks na my kyk, weer en weer en weer. Interessant. Nie meer en meer en meer nie. Weer en weer en weer. Dis so 'n groot en 'n wonderlike voorreg om te kan weet en te kan besef dat God soveel moeite met ons doen. God soveel liefde vir my en jou het. En ons het hierdie hele Desember maand het ons gepraat oor die grootheid van God. Ons het gepraat oor God is goed. Goedheid wat aan ons verskyn het. En het daar glo ek en hoop ek met my hele hart iets in u hart losgebreek van God se almag. Ons kan partykeer geneig wees om dit af te water. Ons kan partykeer geneig wees om ja, God is daar, hy help in tye van moeilikheid. Maar wat van die ander tye wat God regtig waar iets van sy hart in jou hart wil kom plaas? En dan is ons te besig, party rus te veel, ons maak nie moeite nie. En ek gaan vanmôre weer eens hierdie sê ding, dis iets wat die Here in my hart kom losmaak het. We don't see the world as it is. We see it as we are. We don't see the world as it is. We see it as we are. Ek sien dit vanuit my perspektief uit. Maar weet jy wat is so wonderlik? Wanneer ek wedergebore is, wanneer ek die Here aangeneem het, en ek laat toe dat die Gees van God in my kom leef, dan leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my.
En hy kom gee vir my 'n totale nuwe perspektief. As my ore ingestel is, dan kan ek hoor wat hy vir my sê, pastoor, kan dit gebeur? Ja, dit kan gebeur. Hoekom? Want die Gees van God werk nie uit ons normale ou wêreld uit nie. Dit wat God deur Jesus Christus bring, kom deel hy met ons. Kom ons lees uit Jesaja 43, vers 18. Dink nie aan die vroeëre dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Ander vertaling sê, ons staan stil by die dinge wat vroeër gebeur het. Hy praat van twee goed, jou denke en die plek waar jy is, die belewenis wat jy gehad het. Nou, ek weet nie of jy gehoor het nie, 'n man het eendag gery, plaaswêreld, en hy kry toe 'n papwiel. Hy trek langs die pad af, hier staan hy met die papwiel, en hy sien deur is 'n plaas, hy's daar ver, en hy besluit, nadat hy agterkom, die band is nie reg nie, en die slinger vir die jack is nie daar nie, ekskuus, wat noem hulle jack? Domkrag. Laat ons nou maar Afrikaans praat vanmôre. Maar nou, hy sien dis nie daar nie, so wat besluit hy? Hy sê, goed, ek gaan na daai plaasboer se huis toe loop en ek gaan vir hom vra. Ek soek 'n slinger, as hy 'n kompressor het vir die wiel, en dan as hy 'n slinger vir die domkrag, oké, dan kan ek geholp raak. Nou loop hy deur die veld, en weet jy wat gebeur? Ons denke in die plek waar ons is, bepaal nou wat gaan gebeur. Nou loop hy en hy dink, hierdie ou gaan my nie help nie. Hierdie ou gaan my wegjaag. Hy gaan vir my vra, wat soek ek op sy grond? Weet jy wat, vir al wat ek weet, gaan hy dalk 'n halgeweer in sy hand hê. Maar nou dink hy. Nou loop hy hier deur die milies. Hy sê, en hierdie ou gaan my laat toesluit, want weet jy wat, hy gaan sê, ek wil sy milie steel. Maar nou loop hy en dink, is mos nou die plek waar hy is. En hy klim deur die drade, hy kom by die voordeur en hy klop. En nou sê die man, wie is daar? Nou skrik hy al klaar. En wat dink hy? Ek het mos gedink. Nee. Die volgende oomblik pluk die man die deur op. Hy sê, ja, hoe kan ek jou help? Nee, die jongman staan so geskrik en hy kyk om. Hy sê, ag oom, hy sê, weet jy wat, vat jou slinger en jou jack, al jou goed en druk dit. En hy draai hom en hy loop weg. Plaas laat hy hom net vra. Maar waar is dit? Die situasie waarin jy is, jy weet, ek is nou maar in hierdie situasie, nou wat nou? En dan begin ou se denke, Satan kom werk met jou denke. En wat gebruik hy? Jy's nie waardig nie. Terwyl ek sit en dink, jy's te jonk. Jy's te oud. Jy beweeg te stadig. Jy pas nie in nie, want dit is nie jou kultuurgroep nie. Weet jy wat, dit is alles leuns. Solank as wat God weer en weer in ons lewens werk, elke dag kom genade uit God uit, dit kom nie uit jou denke uit nie. Dit kom nie uit jou belewenis nie. Dis hoekom Jesaja vir hulle sê, hou op, stop net waar jy is. Hou op dink aan die dinge wat vroeër gebeur het, en hou op stil staan by die belewenisse wat jy gehad het. Sien vir Israel het hierdie belewenis en van God wat hulle red deur die Rooi See, hulle stap deur 'n groot belewenis. Wie van julle het al so belewenis gehad?
Lottie, het lyk my is net jy wat deur die see geloop het, suster. Gesien hoe die walvisse hier langs jou swem en eendag toe sê juffrou mos vir ou seentjie, sy sê ou Sena, dit wat jy vertel van die see wat die volk deurgeloop het, sy sê is nie waar nie, want jy weet die wetenskap het bewys dit was net soveel meter water. Toe sê juffrou, dit maak die wonderwerk soveel groter. Sy sê hoe so? Hy sê want die hele klomp, wat was hulle pastoor Tommy? Egiptenare, né? Die sterkste volk van die tyd. Hy sê, dan daai ou Egiptenare met al hulle strydwaans, hulle perde, die hele kaboedel van hulle net in soveel meter water verdrink. Sien jy? Hoe baie keer probeer ons nie met ons denke goed vasvang nie. Pastoor, ek weet nie of ek hier inpas nie, hierdie is nou maar 'n ander klomp mense. Ek wil vandag vir jou sê, as jy gered is deur Jesus Christus, wat aan die kruis gehang het, as jy jou lewe vir hom gegee het, en jy het wedergebore, is wedergebore moontlik? Ja, dit is, want dit is in die woord van God. Dan is jy deel van die liggaam van Christus. So jy's net so deel van ons, soos wat ander ouens deel van Jesus is. En as jy voel, jene, weet jy, ek pas 'n bietjie beter hier aan, kom dien die Here saam met ons. Ons is almal uniek hier. Soos ek kan agterkom, is ek seker een van die wat die meeste praat. Maar dis okay. Ons dien saam die Here. Die Here hou van uniekheid. Anders het hy ons almal in 'n koekiedrukker gesit en dieselfde gesig opgeplak. Maar God is uniek. God is almagtig. Hy's hoog en verhewe. Hy skep goed nuut. En ek wil vir jou sê, weer en weer en weer doen God wonderwerke. Dis hulle belewenis. En nou juis hier word die aandag van die verlossing wat gaan plaasvind vir Israel, die tweede keer, word gefokus. Want as ons nou gaan lees in vers 16, ek dink is 14, 15 en 16, dan word daar gepraat oor hoe die volk van die Egiptenare verlos was deur die see. En direk daarna, in hierdie skrifgedeelte, sit hom weer vir ons op, Kiara asseblief. Vers 18, asseblief. Hy sê, dink nie aan die vorige dinge nie. Vers 16 en 17 praat juis oor die verlossingswerk van God in Egipte. Daai groot gebeurtenis. En hier sê hy, dink nie aan hierdie dinge nie, en slaan geen ag op dit wat vroeër gebeur het nie, vers 19. Hoor gou wat sê hy hierso. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Ek gaan weer verlossing gee. Ek gaan weer 'n wonderwerk doen. Hoekom? Want hy's God. Ek en jy kan hom nie in 'n boksie vasvang nie. Jy kan nie God hier neersit en sê, okay, nou gaan die Here so werk nie. Die Here sê, is jy gereed dat ek iets nuuts in jou lewe kan doen? Pastoor, nie heeltemal nie, want weet jy wat? Ek dink nog aan die vroeëre dinge en ek staan stil by wat gebeur het. So weet jy wat is die probleem? God kan nie iets doen terwyl jy nog daar staan nie. Paulus het gesê, ek maak my los van wat agter is, ek strek my uit na wat? Voor is. Daai woord losmaak beteken skeer. Ek skeer my af van dit af. Ja, ek het so seer gekry. Ek wonder, kan God, wil God gaan weer en weer en weer. Wat sê hy? Kyk, ek gaan iets nuuts doen. As jy my toelaat, of jy jonk is, of jy senior is, of jy middeljarig is, jy dink ek kan iets doen nie. God sê, jy weet nie waartoe ek in staat is nie. En Jesaja sê dit vir Israel.
Julle dink dit wat God gedoen het was groot met die Rooi See. Ek wil vir jou sê, jy het nog nie idee wat ek nou gaan doen nie. Ek gaan iets niets maak. Ek gaan iets niets doen. Sit vir ons weer vers 19 op, Kiara, asseblief. Nou sal dit uitsprei, sal julle dit nie merk nie. Die ander vertaling sê, sien jy dit nie al nie? Wat doen ons mense? As ons praat van iets niets doen, dan dink ons onmiddellik aan 'n nuwe voertuig wat niveleer. Dis vir die manne, ekskuus dames. Ek weet nie of u dalk sitkamerstelle sien, of 'n kombuis, of 'n... Maar weet jy wat so interessant? Ons is die laaste op die lys. En ek wil vandag vir jou sê, hou op dink aan wat rondom jou kan gebeur. Sien wat God nie doen in jou lewe. God wants to do something amazing in your life. Hy wil jou verander. Hy wil jou verlig. Hy wil jou herstel. Kan julle dit nie al merk nie? Kan julle dit nie sien nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis, daar waar niks meer is nie. Het jy al gesien hoe lyk die woestyn? OK, dis mooi. Jy het dit gesien, ek het dit beleef. Hoe so, pastoor? Daar by Swakopmund, Duin 7, Namibië. Daai duine, ons het die voorreg gehad, ek en 7 ander pastore, die enigste probleem is, die pastore wil net nie stil bly nie. Hulle bly praat. Tot op 'n stadium toe sê ek, hey manne, kan ons net so 'n bietjie... En ek gaan sit en ek kyk in die Namib woestyn in. Het u al ooit daai belewenis gehad? As jy moontlik kan iewers in jou lewe, kom in die woestyn en gaan sit en bly stil. Daar's net mooi niks, maar vir my was daai niks 'n wonderlike belewenis. Maar daar's niks. Niks. Is net sand. Nie 'n plantjie, nie 'n bossie, nee, ek het nie eens 'n diertjie gesien nie. En wat sê die woord? Sit net weer vir ons op asseblief, Kiara. Luister mooi. Ek maak 'n pad in die plek waar hy Israel ingevat het. Waar niks is. Weet jy wat? Hulle het kos gehad, hulle het klere gehad, hulle het water gehad. Ek gaan nie preek oor al die ander goed vandag nie, want dis nie die doel waarheen ek gaan nie. Maar ek wil vir jou sê, as jy dink dit is nie meer moontlik nie, daar is nie 'n manier wat God iets kan uitwerk nie, there's no way, dan wil ek vir jou sê, maak seker kom by die Here uit. Because as jy by die Here gaan uitkom, gaan hy iets weer en weer en weer en weer en weer doen. Daar sal redding wees in die moeilikste omstandighede, wanneer jy dink as niks hoor nie. Wat sê die Here? Kom ek wys jou. Israel, kom ek wys jou die verlossingswerk wat ek vir jou gaan doen. En ek wil vanmôre vir julle sê, gemeente, sien die verlossingswerk wat God vir jou doen in 2026. Ek glo met my hele hart, hierdie is 'n jaar wat die Here gee vir sy kinders. God is giving it to all his children, to people out there. Mense wat sê, daar's niks nie, pastoor, weet jy wat se rowwe pad het ek al geloop? Dan wil ek vir jou sê, prys die Here, daai rowwe pad is baie beter, want dan gaan jou vriende makliker sien hoe jy verander. Gaan hulle meer sien, wat het die Here in jou geword? Ek was nou nie 'n baie soet kind op skool nie. Maar my siel is gered. En ek het gedink is oulik om stout te wees. Ek het regtig so gedink. Ek het verkeerde vriende gehad, man. Ek was beïnvloedbaar, en as jy sê ek is nie beïnvloedbaar nie.
Pastoor, en jy preek vir ons, dis wat my juffrou ook vir my gesê het. Toe sy my jare later sien ek loop, en Centurion het dit al gehoor. En juffrou van Heerden, my Afrikaanse juffrou kom aangestap, en al wat ek hoor, ek sal haar stem nooit vergeet nie, is Haggett! Tog, hierdie is déjà vu, ek onthou dit terug, iewers in my lewe. Daai stem ken ek. En ek kyk rond, en ek is so naby aan Mug and Bean, mug en boontjies. En hier staan sy op, en ek voel so lamheid oor my kom. Ek kyk al so, ek sê, ja juffrou. En sy staan op van haar koppie koffie af en sy loop na my toe en sy sê, net vir interessantheid, wil ek vir jou vra, wat het jy geword in die lewe? Dis al wat ek van jou wil hoor. Wat het jy geword? En hier staan ek. Ek sê, juffrou, is jy gereed? Is jy reg? Sy sê, ja, is reg. Ek sê, juffrou, ek het 'n pastoor geword. En sy kyk so en al wat sy sê is, Here, help my gemeente. Here, help my gemeente. Ek sê, Vader, okay, juffrou, ek sien waarvan jy kom. Maar het jy tyd? Sy sê, ja, ek het tyd. Ek sê, kan ek vir jou koffie koop? Sy sê, ja, ek dink ek het nog geen nodig. En ons gaan sit by haar tafel. Ek sê, van juffrou, jy het al die praatwerk gedoen in die hoërskool. Nou gaan ek 'n bietjie praatwerk doen. Is dit reg met jou? Ja. Ek sê, van, weet jy wat? Die mens wat jy geken het, die jong mens wat jy op skool geken het, is weg. Hy's dood. Sy sê, wat bedoel jy? Ek sê, ek is wedergebore. Ek het Jesus aangeneem as my verlosser en saligmaker. Ek is 'n nuwe mens. Ek sê, die ou dinge is verby. Ek sê, juffrou, so ek kom vandag na jou toe, vergewe vir my, wat ek in jou klas aangevang het. En in daai oomblik, toe begin sy huil. En van daar af vir 'n uur lank het sy gehuil. Want toe sê ek vir haar, ek het gedoen wat ek nie geweet het nie. Maar toe ek Jesus ontmoet, toe Jesus in my lewe inkom en hy my kom red my, ek het dit nie verdien. Ek was nie waardig om sy kind te wees. Maar hy het my kom nuut maak. En ek wil vir jou sê, jy sit vandag hier en my boodskap het eintlik 'n ander rigting, maar ek wil vandag vir jou sê, jy sit hier en jy sê, dit kan nie weer gebeur nie, dan wil ek vir jou sê, God sê, kyk, ek gaan iets nuuts in jou lewe doen. Ek gaan dit weer doen. En ek gaan dit weer doen. Waar jy dink dis onmoontlik, gaan ek dit weer doen. Want ek het 'n plan en ek het 'n doel met jou lewe. Omdat jy jonk is, sê jy, Here, dit kan nie gebeur nie. Die Here sê, dis juis jy wat ek soek, wat jonk is, want die moontlikheid in jou en jou leefspan is al baie langer as die wat al gevorder het in die jare. Maar elke liewe een kan ek gebruik tot eer van my naam. Hou op dink aan die dinge wat voorheen gebeur het. Weet jy wat is die grootste probleem? Is jou gedagtes. Is jou denke. Dit kan nie, ek stop dit in Jesus naam, jy kan. Ek is nie gebou vir die groep nie, ek stop dit en ek weerstaan dit in Jesus naam, jy is gebou vir die kerk. God het jou gemaak vir die kerk, jonk en oud. Ek pas nie in nie, prys die Here, Here kom maak hulle oor, formeer hulle, sodat hulle sal inpas, en dat hulle vriende sal begeer om in te pas, met die passie waarmee jy die Here dien.
Pastoor, jy ken nie my verlede nie. Hierdie tafel vee jou verlede uit vandag. Die prys, sy liggaam wat gebreek is, sê die woord, is deur die voorhangsel wat geskeur het. En weet jy wat, daardeur het ons vrye toegang tot die teenwoordigheid en die heerlikheid van God. Dis deur sy liggaam en sy bloed het jou kom skoon was. Daar's geen aantuiging meer teen jou nie. Niemand kan vir jou sê jy's te slim, jy's te dom, jy's te so, jy's te sis nie. Jesus sê jy's tot alles toe in staat in alle omstandighede, omdat ek jou lief het en dat ek vir jou krag gee. Jy kan. Want ek gaan dit weer en weer en weer doen. I'm gonna do it again. Pastoor, is jy seker? Hy het dit weer daarna gedoen. Hier was hulle in ballingskap en God red hulle uit dit uit. Ek en u was in ballingskap gewees, ons was vasgevang in die greep van die bose. Jesus het kom lewe op hierdie aarde, hy sê en die goedheid van God en sy liefde het aan ons verskyn in Jesus Christus. Weet jy wat, God het dit nog 'n stap verder gevat. Jesus het aan die kruis gaan sterwe, sodat die prys vir jou en vir my, dit wat ons geskuld het vir hierdie wêreld en wat ons geskuld het in die ewigheid, is betaal voor. It's paid for. Jy hoef niks te doen behalwe om te sê, Here Jesus, ek neem U aan. Dis my verlosser en saligmaker. Kom wees my koning. En Here, verlos my, en hy het dit weer gedoen. Wil jy nie saam met my staan nie? Ek wil volg soos wat my gees, of nie my gees nie, die Heilige Gees dit in my hart, kom wakker maak, ons bedien altyd die gemeente. Ons doen. Maar ek wil hê, jy moet vandag, moet jy kom en sê, Here, dit wat ek aan gedink het, of bly dink, lê ek nou in U hande. Kom vernuwe hierdie denke. Kom maak my denke nuut. Kom maak my hart heel. Ek wil vanmôre vir jou vra, die plek waar jy staan, dit wat jy in jou lewe dra, gee dit vir die Here. Die swaarheid, die stryd en die probleme wat jy dra. Pastoor, jy weet nie wat ek dra nie. Ek wil vir jou sê, gee dit dan vir Jesus. Die Here Jesus is die enigste een wat jou kan losmaak, wat jou kan vrymaak. Selfs ons predikers, en hier is baie van hulle vandag. Hier is pastoor Johan, hier is pastoor Bram, hier is pastoor Rudy wat hier voorsit, en Bram se broer, pastoor Bram, ek, pastoor Tommy, is daar nog pastoor hier vanmôre? Kan jou hand opsteek? Sien hoe baie pastoor, al ons prediking in al die jare is geseënd, want dit kom van die Here af. Maar ons kon niemand vrymaak nie, is Jesus wat vrymaak. Is Jesus wat red. En selfs ons staan vanmôre voor hom. En ek wil hê elkeen wat hier staan vanmôre, maak jou oë toe. En as jy kan, bid agter my aan. Here Jesus, ek vra U, dink aan my. Ek gee vanmôre,
Gee my hart. Gee my hele lewe. Met al my krag. Ek gee my verstand. Die ou denke wat ek so koester. Die denke wat ek vashou. Selfs daardie ou redenasies, Here. Gee dit vir U. Kom maak my vry. Breek die bande vanmôre. En help my, Heilige Gees, kom maak my denke nuut. Here, die plekke waar ek stil staan, wat ek so aan vashou, gebeurtenisse, sake, onopgeloste dade, en weë wat ek nie kan beskryf nie. Dit gee ek ook vir U vandag. Maak my vry. Want U gaan iets nuuts doen. Kom doen dit weer, en weer, en weer in my lewe. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Jy het dit nou vir die Here gegee. Nou wil ek U moet dit daar los. Die manne wat my sou gehelp het, gaan vra dat julle na vorentoe gaan kom. Die nag waarin die Here Jesus oorgelewer is, het hy die brood geneem en het dit gebreek. En hy het gesê, dit is my liggaam. Dis vir julle. Besef jy vandag dat alles wat die Here gedoen het, was vir jou? Nou weer eens is ons by die denke, hy kon dit nie vir my gedoen het nie, want hy weet nie waarvan af ek kom nie. Was vir jou. En hy weet wat in jou lewe is, jy kan niks wegsteek nie. Hy weet wat jy seer gekry het, hy weet van jou teleurstellings, hy weet alles. Dis kom jy met sê, Here, ek gee dit vir U. En so ek het uit die beker geneem, en dit was nadat hy gedank het, ons het nou gebid. Het hy hierdie beker geneem en hy het gesê, hierdie bloed, dit beseël die nuwe verbond. Verbond, 'n nuwe testament van blydskap en vreugde en vrede wat ek vir julle gee. Nuwe testament. Die Here gaan iets nuuts in hierdie jaar vir u doen. En voor ons die gemeente gaan bedien, kom ons dank die Here vir sy liggaam. Gebruik nou saam met my, Here, dankie vir die liggaam. Vir hierdie leierskap. Dankie, Here. Sy bloed. Sy bloed is gestort vir julle. Terwyl ons voorgaan, Here, die liggaam gaan bedien, dank ons U vir U bloed wat vir ons gestort was. Ons is skoon gewas.
vrygemaak in U naam. Dankie Here, kom ons gebruik. Vanoggend gaan U as individu saam met my, saam met ons nagmaal gebruik. Ek wil hê dat U gaan vir Kevin en Joanne hier laat staan. Wat hulle by hulle gaan hê is 1 bord en 1 houer kelkies. Petrus, julle sal vir my hier so kom staan asseblief. 1 houer broodjies, 1 houer kelkies. En Tilaan, Louwelen, julle gaan vir my hier staan. Ja, sommer 1 houer broodjies, 1 houer kelkies. Kinders van die Here, jy stap vanmôre uit. En as jy by die bord kom, en as jy by die kelkie kom, en sê, Here, doen dit weer in my lewe. Doen dit weer, soos wat U wil hê hierdie jaar moet gaan, en soos wat U wil hê ek dit vir U moet doen. Staan ek in 'n nuwe jaar, 2026, as U kind, as individu staan ek voor U. Vergewe my as ek hardkoppig was. Vergewe my as ek nie geluister het toe U gepraat het nie. Vergewe my, Here, dat ek aan soveel gemors in my lewe vasgehou het. Plekke waar ek stil gestaan het, waar ek dalk mense nie kon vergewe nie, waar omstandighede my gedryf het. Vergewe my. Maak my los. Help my vanmôre, Here, dat ek opnuut sal staan en opnuut sal doen wat U wil hê ek moet doen. Jy kom staan voor die Here. Kom ons gaan vra. Ons gaan vra dat U kom haal en dan na U sitplek toe beweeg, anders gaan ons plek dalk hier voor bietjie knap wees. Maar jy stap vanmôre. Jy neem die besluit, al is dit hoe moeilik. Jy kom vanmôre en jy sê, Here, kom staan hier voor U. Doen iets nuuts weer eens in my lewe. Wat jy ook al nodig het, julle kan sommer net hier staan. Vader, ons dankie vir U liggaam wat gebreek is. Ons dankie vir die bloed wat vir ons gevloei het. En ek dankie vanmôre, Here, dat ons kan afsluit van 2025 en al die gebeure. Here, die plekke waar ons dalk bly dink het aan sekere goed, stil gestaan het by sekere goed, Here, kom lê ons nou vanmôre neer, ons het dit al reeds gedoen. En ek bid vanmôre, Here, dat U weer eens, Here, dit wat nuut is in ons lewens kom doen weer eens 'n wonderwerk in ons lewens, Here. Dat ons dit sal sien, sal beleef, en dat ons daarin sal lewe in U genade. Ons vra dit in Jesus naam. Ek gaan vir U nou vra, kom ons begin uitbeweeg. Stap uit, kom kry vir U 'n broodjie en 'n glasie en kry pad terug daarna in sitplek toe. Asseblief moet laat niemand oorgeslaan word. Ons kyk nie nou na wie kom en wie nie. Jy kom staan vanmôre voor die Here. O, die bloed van Jesus. O, van Jesus, o, die bloed van Jesus, dit was my
saam met my daar waar jy is. Almal staan van Jesus, het was my witte as die sneeuw. Sy bloed aan dis Jesus se bloed aan dis die bloed van Jesus wat my sonde weg was. Dis Jesus se bloed aan sy bloed aan was die kinders se bloed, dis Jesus se bloed aan Here, terwyl ons so staan, dis Jesus se bloed wat my sonde dis Jesus se bloed aan niemand is oorgeslaan vanmôre nie. Gebruik daar waar jy staan, as jy nog nie nagmaal gebruik het nie, gebruik dit nou. Dankie Here Jesus. Dankie Here vir die liggaam en u bloed. Vanmôre bid ek Here dat die mense sal losmaak van plekke waar hulle staan en dat U vir hulle sê, my kind, ek wil weer iets nuuts in jou lewe doen. Ek weet mense het met hulle woorde jou gebind en vasgemaak, maar ek maak jou vanmôre vry. Ek maak jou vanmôre los. Ek gee vir jou 'n nuwe hart, ek gee 'n nuwe doel. Ek gee vir jou vernuwende gedagtes. Laat niemand jou weer vasmaak nie. Laat niemand weer 'n juk van slawerny op jou kom plaas nie. Ek vra nou ook Here dat die mense, jong mense, ons seniors, ons middeljariges, Here, ons tieners, kom maak vanmôre hulle gedagte wêreld nuut. Ek bid vanmôre, Here, die denke van ouds wat mense vasgehou het. Dit verbreek ons Satan, 'n juk van slawerny. En ek vra Heilige Gees dat U mense sal kom losskeer en losruk, Here. Nie net van waar hulle staan nie, maar in hulle gedagte wêreld. Here, dat hulle nuut sal begin reageer. Terwyl jy hulle roep, Here, terwyl jy met hulle deel, dat hulle sal begin stap in die verlossingswerk wat U gedoen het. Here, U het ons die autoriteit gegee, in U naam wat gegee is in die hemel en op die aarde. Here, dat die kerk sal begin beweeg in die autoriteit wat U gee, want ons is vrygekoop, ons is losgekoop en nuut gemaak. Ons verklaar dit vanmôre. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. As julle vir ons die tafel sal, Pastoor Bram, kom ons sing ek is verlos deur die bloed van die Lam. Ek is verlos deur die bloed van die Lam. Verlos, daarom sing ek so bly. Heilige Gees, op my neerdal van vrees, dan sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die Lam. Verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees, op my neerdal van vrees, dan sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die Lam. Verlos, daarom sing ek so bly.
Halleluja. Kom ons neem ons sitplekke vinnig net vir 'n oomblik. Prys die Here, mag jy nog 'n wonderlike rustige week hê. Amen. Vir die moeders, die ma's en die pa's, sterkte is nog net 'n week. OK. Prys die Here, geniet die kinders, doen unieke goed saam met hulle. Ek gaan vir Tannie Lisa vra. Sy wil 'n kort getuienis. Sy sê pastoor, ek het gebid oor iets en sy wil net vinnig getuig. En die Here het dit waar gemaak. Amen. Want dis wat die Here doen, weer en weer en weer. Amen. Gepas by die preek met ander woorde daai. Ek sê vir jy sê ek het 'n man wat by my in die tuin werk. En ek het gedog dit is 'n kleerling. Maar toe hy nou praat van hy gaan land toe, toe weet ek dit's nie 'n kleerling nie. So met ander woorde, maar ek meen hy werk nou al lank by my, maar so kom hy hierdie Desember met my en hy sê vir my ek moet hom 'n geldjie gee dat as hy nou die bus vat, vir 'n koeldrankie op die bus kan koop. So gee ek hom 'n geldjie, maar so sê hy toe vir my, bid vir my. Nou partyke sê hy vir my, ouma, en dan sê hy vir my, mevrou, so hoe hy my aangespreek het, kan ek nou nie sê nie, maar ek bid toe kliphard vir hom. En daar gaan hy. En Vrydag toe staan hy voor my deur. Maar ek vra toe die Here, gaan met hom saam, beskerm, beskut hom, bewaar hom, en bring hom weer veilig terug. En Vrydag staan hy voor my deur. Toe het hy 'n gipsvoet en 'n kierie. Ek sê, en nou? Hy sê vir my, hy was maandag in 'n ongeluk. Hy is toe nie met die bus soos wat ek het afgelei het. Ek het nie gevra nie, want volgens wat hy toe praat, was hulle 4 mense. Daarom neem ek aan, dit was in 'n kar. Hy sê 2 is dood, 1 lê in die hospitaal en hy is die ander een. Toe sê hy net so, as u bid, ouma of mevrou, hoe hy vir my aangespreek het, hy praat altyd van op boontoe, hy sê nooit die Here nie. Hy sê, dan gaan u stem op boontoe. En u stem het op boontoe gegaan, en hy het u stem gehoor toe u gesê, beskerm vir Patrick, en hier staan Patrick. Ja. 2 is dood en 1 lê in die hospitaal. En as hy nie daai oggend vir my gevra het, bid vir my nie, was hy dalk een van die wat in die lijkshuis gelê het, ja. Nou ja, so die Here. Prys die Here, so doen die Here die wonderwerke. Amen. Tannie Lisa, baie dankie. Mag u 'n geseënde week hê en begin lewe, want die Here doen dit weer en weer en weer. Moenie by die ou denke stil staan nie. Ek weet dit is moeilik. En moenie dink aan die vroeë dinge nie, en moenie stil staan op die plekke waar jy dalk moeilike belewennisse gehad het nie. Die Here gee weer verlossing en hy doen dit vir 2026. Geseënd is hy in Jesus naam. Mag jy 'n pragtige dag hê en 'n geseënde week. Volgende Sondagmôre 9:30 dan is ons weer hier by mekaar en dan gaan ons die Here saam dien. Kan julle nie wag vir die aande nie, julle gaan nog so 2 of 3 Sondae wag. Geseënde dag vir u en mag die Here u hand styf vashou en gaan in sy vrede. Baie dankie.